Dis my voorreg om vanoggend weer die woord aan julle te bring. En ons sit ons gesprek voort. Ons praat die afgelope tyd oor die apostel Petrus se eerste brief. 1 Petrus, soos ons dit aantref in die Bybel, ons gesels daaroor en ons het nou al lekker gesels oor hoofstuk 1 en oor hoofstuk 2. En ons het verlede keer het ons gevorder tot by 1 Petrus hoofstuk 3, vers 1 tot vers 7. En in daardie gedeelte het ons gesien dat Petrus 'n 5de area van ons lewe aanspreek waarna ek en jy as kind van die Here moet oplet. En dit is die area van ons huwelik. En ons het lekker daaroor gesels wat is die pligte van 'n man, die pligte van 'n vrou en hoe ons teenoor mekaar moet optree. En een ding wat uitgestaan het by daardie boodskap was dat ons vir mekaar gesê het wat ons is belangriker as wat ons sê. Ons lewe is ons beste preek. Ons leefwyse, hoe ons onsself handhaaf, behoort ons beste preek vir ons familie en omgewing en ander mense te wees. So, dis vir my belangrik, gemeente, dat jy sal in pas bly met die boodskappe. As jy van dit gemis het, dan is dit alles op ons YouTube kanaal beskikbaar. Gaan luister daarna, maar ons werk deur die boek 1 Petrus en ons het al oor wonderlike dinge gesels en 5 boodskappe wat ons al gebring het tot en met vandag. Maar ter inleiding van vanoggend se boodskap wil ek vlugtig net opsom en net herhaal dit waaroor ons reeds gesels het. Petrus is hier besig en hy beskryf areas in ons lewe en hy praat oor hoe ons onsself moet handhaaf, hoe ons moet optree, wat ons reaksie behoort te wees in sekere gevalle. En hy praat in die eerste plek oor ons persoonlike lewe, ons het daaroor gesels, dat jy jouself moet voed met die onvervalste melk van God se woord. Hy praat van ons lewe binne die familie, die gemeente, die familie van God, die liggaam van Christus, hoe ons onsself moet laat inmessel as lewende stene. Hy praat oor hoe ons teenoor ander moet optree, die groter publiek, die samelewing, hoe ons onsself moet handhaaf. En dan praat hy ook hoe ons moet optree teenoor gesag. Ons het daaroor gesels in diepte. Ons het dan laas keer gepraat oor hoe ons moet optree in ons huwelik. En alles is om te groei tot geestelike volwassenheid. En dat God se naam in en deur ons lewe verheerlik sal word. Nou vanoggend is ons dan nou by 1 Petrus hoofstuk 3 en ons gaan aan by vers 8 tot vers 12. Ons gaan net hierdie 5 verse behandel en lees dit saam met my. 1 Petrus hoofstuk 3 vers 8 tot vers 12 sê die volgende. Die opskrif daarvan is natuurlik broederliefde, geduld en verdrukking. Maar dan sê hy hier in vers 8, hy sê en eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming en vriendelik. Wees dit onder mekaar. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie. Maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en die goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat reg is of doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najag. Want die oë van die Here is op die regverdige en sy ore tot hulle hulp of tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. 1 Petrus hoofstuk 3 vers 8 tot vers 12 wat ek sopas vir jou gelees. Ons wil daaroor gesels. Weereens gaan Petrus voort hierso en hy gee vir jou en my riglyne. Hy skryf aan sy lesers, maar dit sluit ons dan natuurlik ook in. Hoe ons houding moet wees, hoe ons gesindheid moet wees, hoe ons optrede moet wees, hoe ons reaksie moet wees teenoor vriende en familie en ander daar buite en die breër publiek. Hoe ons onsself as kind van God moet handhaaf, dit is waaroor dit gaan. Maar nou wil ek gou net vir jou hierdie stukkie lees, vers 8 en vers 9, en ek lees dit vir jou uit die boodskap vertaal. Hy beskryf dit net soveel beter. Hoor net gou weer. Vers 8 en vers 9 sê, vir julle almal kom dit hierop neer. Moenie dwarstrekkerig wees en elkeen sy eie kop volg nie. Nou, dit is baie duidelik. Wees sensitief vir mekaar se gevoelens. Soos jy jou eie broer of suster liefhet,
moet julle mekaar lief hê. Gee vir mekaar om en moenie te veel van jouself dink ten koste van ander nie. As iemand lelik teenoor jou optree, vers 9, moet jy nie op jou beurt lelik wees nie. Hou jou skerp tong in, al beledig iemand jou. Met ander woorde, byt hom eintlik vas. God het julle die spesiale opdrag gegee om liewer mooi te praat van ander mense en om God te vra om vir hulle goed te wees. As julle dit doen, sal julle ook van God al die goeie dinge kry wat hy beloof het. Nou ja, dis nou sommer 'n mond vol, maar kom ons praat daaroor, ons pak dit 'n bietjie uit, en om dit makliker te verstaan, kom ons deel dit gou in 2 dele. In die eerste gedeelte gaan dit hier oor die geestelike familie. Hy sê, in 'n geestelike familie en in 'n kerk opset, in 'n gemeente opset, maar ook in die liggaam van Christus, onder mekaar, moet ons eensgesind wees. Ons moet medelydend wees. Ons moet vol broederliefde wees. Daar moet ontferming wees. Ons moet vriendelik teenoor mekaar wees. Ons moet sensitief wees vir 'n ander persoon se gevoel. Baie duidelik hoe ons as kinders van die Here onder mekaar moet optree. Kan ek vir julle sê, daar's heeltemal te veel aanklagte teen die kerk van buitestanders wat sê, maar as dit is hoe Christene lyk, as dit is hoe kinders van die Here optree, dan wil ek eerder nie 'n kind van die Here wees nie. Dis 'n geweldige aanklag teen die kerk, waar buitestanders sê, maar weet jy wat, as dit is hoe hulle gedrag is, dan wil ek liewers nie iets met God te doen hê nie. Dis 'n geweldige aanklag. Wat erger is wanneer Christene en selfs gemeentelede binne in 'n gemeente lelik is teenoor mekaar en vingerwys. En ek het al gehoor hoe mense sê, ek sit nie in die kerk waar daai en daai persoon sit nie. Ek gaan nie na daardie kerk toe nie, want so en so is in daardie kerk. Ek hou my nie op met 'n klomp skynheilige mense nie. Ouens, kan ek vandag vir jou sê, as dit jou siening is, en as dit jou verklaring is oor ander mense, dan beweeg jy op bitter dun ys. Dis 'n gevaarlike plek om te wees, om so vinger te wys na almal. Die Bybel sê, kyk eers na jouself, haal eers die balk uit jou eie oog uit, voordat jy die splinter in die oog van jou broer raak sien. So, Petrus spreek dit aan, en hy sê, dis hoe ons moet optree hier in vers 8. En dan kom hy verder, en dan sê hy die volgende, dis ons tweede gedeelte hier. Vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie. Nou moet ons net vir 'n oomblik eerlik wees met onsself. Kom ons sê dit vir mekaar. Dis bitter moeilik om jou mond te hou wanneer iemand openlik besig is om jou te beledig of om op jou te vloek of jou te skel. Dis bitter moeilik om stil te bly in daardie oomblik en niks te sê nie. Gewoonlik wat gebeur is, wanneer so iets gebeur, dan sal die tweede persoon sal, die Engels praat van retaliate. Hy of sy sal reageer op dit wat die persoon dan nou sê. En dis nou net die olie op die vuur en die argument vat vlam en die geveg is aan die gang en die bekleierery begin. So moeilik om stil te bly wanneer jy uitgeskel word en veral ook wanneer jy onregverdig dalk mense iets van jou sê. Ouers, hier is die ding. Ek wil jy moet mooi saam met my daaroor dink. Daar's net 2 groepe mense op aarde. Net 2 groepe mense op aarde. Daar is aan die een kant die kinders van die duiwel, en aan die ander kant is daar kinders van die Here. Daar's net hierdie 2 groepe. Kinders van die duiwel, goddelose mense, sondaars, aan die ander kant is daar kinders van die Here. En hierdie 2 groepe, sekere gedrag kan jy verwag van hierdie groep. Sekere optrede, jy kan dit verwag. As dit kinders van Satan is, hulle tree op 'n sekere manier. En dan as dit kinders van die Here is, kan jy 'n sekere gedrag van hulle verwag. Die 2 groepe sal nooit en mag nooit op dieselfde manier reageer en optree nie. Wanneer ek en jy die Here in ons lewe innooi, dan is ons bereid om ons gedrag te verander. Want ons sê, Here, nie meer ek nie, maar U. Nie meer my wil nie, maar U wil. Verander my, maak my nie. So 'n ware kind van die Here, in wie die Gees van God woon, wil ek vandag vir jou sê,
vloek nie terug nie. 'n Ware kind van die Here skel nie terug nie. 'n Ware kind van die Here gaan nie soos 'n viswyf te kere nie. En ek het gaan kyk na hierdie woord, dit is 'n Afrikaanse woord, viswyf. Gewonder of dit 'n lelike woord is of dit kanseltaal is, maar die HAT beskryf dit so. 'n Ware kind van die Here tree nie soos 'n besetene op nie. Hoor ek baie keer sê mense, ja maar pastoor, ek het dit net verloor. Ek het dit net verloor. Nou het my teenvraag 10 keer op dieselfde dag. Kan nie wees nie. Ek probeer nie voorgee dat ek heilig is en dat ek nooit dalk dit verloor of nooit kwaad raak oor iets nie. Want die Here het vir jou en my 'n gees van selfbeheersing gegee. Dis wat ek en jy moet onthou. En hoe meer ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei, hoe meer ons met die Heilige Gees wandel, hoe meer ons vir die Heilige Gees sê, help my in hierdie situasie, hoe minder en minder sal dit gebeur dat ek en jy dit sommer net verloor. Ons het 'n gees van selfbeheersing. Is dit moontlik? Kan ons werklik so optree in hierdie wêreld? Wel, Jesus het vir jou en my die voorbeeld gestel. Onthou ek het al oor en oor gesê, die Here verwag niks van jou en my wat hy nie bereid is om self te doen nie. 1 Petrus 2 vers 23 sê die volgende, want toe hy, dis Jesus, uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie, maar dit oorgegee aan hom wat regverdig oordeel. Jesus aan die kruis van Golgotha in sy ergste oomblik, sê hy, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy stel vir jou en my die voorbeeld, dat dit is moontlik om met die krag van God selfbeheersing toe te pas en nie terug te skelp en terug te beklei nie. Goeie Vrydag, so 'n paar weke terug was dit Paasnaweek en ons het aan Goeie Vrydag het ons gesels en ons het gesê dat die ou mens, die vleesmens, die sondige mens is ook aan die kruis van Jesus vasgenaal. En dis waar ek en jy in onsself moet sterf. In Galasiërs 2 vers 20 sê dit, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ons ken hierdie vers, maar dit is so belangrik om dit te verstaan. Wat sê ons as ons sê ek leef nie meer nie? Beteken ek is dood. Dit beteken my gevoelens, my ego, die eie ek is eintlik dood. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. As ons met hierdie gesindheid leef, dat ons eintlik dood is vir die verkeerde, dan kan lelike woorde en skeldwoorde en mense wat teen ons opstaan en sleg praat van ons, dan behoort dit nie meer 'n invloed op ons te hê nie. My ego kan nie meer gekrenk word nie, want ek het nie 'n ego nie, want ek lewe vir Christus. En ons moet die konteks reg verstaan. Ek sê nie ons is die vloerlap van die wêreld nie, maar ons is so sensitief partykeer, ons ruk ons so vinnig op. Jy weet, die persoon het jou dalk net nie gegroet vanoggend, jy het jou dalk heel per ongeluk misgekyk en nie gegroet nie, en nou is jy geafronteer. Dan het jy nog nie in jouself gesterf nie, hoor net wat ek sê. Onthou, wat ons is belangriker as wat ons sê. Ons lewe behoort ons grootste preek te wees, ons beste preek te wees. En dan kom ons hier in vers 9, hy het nou gesê, moenie terugskel nie, maar die tweede gedeelte van vers 9 sê eintlik wat God van jou en my verwag. Hy sê, maar seën inteendeel. En dan moet moenie terugbeklei nie, moenie terugskel nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Hier is sommer nog 'n belofte by, 'n opdrag met 'n belofte. Watter koninkryk behoort ons? Behoort ons aan die koninkryk wat terugskel, wat vloek, wat sê ek laat nie so met my praat nie, ek laat nie so met my mors nie? Behoort jy aan daardie koninkryk? Of behoort jy aan die koninkryk wat seën, wat inteendeel seën? Op 'n ander plek sê die Bybel, bid vir jou vyande. Doen goed aan hulle wat sleg is teenoor jou. Jy weet, God roep ons tot 'n hoër standaard, kind van die Here. God roep jou en my tot 'n hoër standaard. Boekwinkels loop oor van selfhelpboeke, stappe tot 'n suksesvolle lewe en hoe om finansies te bestuur. Ag, daar's eindelose temas. En nie alle boeke is sleg nie. Daar is goeie boeke. Maar ek wil vir jou sê, ek en jy kan maar by die Bybel begin.
As jy 'n Bybel het, kan jy maar daar begin. Dis jou beste boek. Dis jou beste selfhelpboek, wil ek sê, saam met die krag van die Heilige Gees natuurlik. Luister na 'n resep in God se woord, na gelukkige lewe. Jy hoef nie 'n boek te gaan koop en 'n geweldige studie te gaan doen en stappe te volg nie. Hier, sommer hier, in hierdie paar verse wat ek vir jou gelees het. 1 Petrus hoofstuk 3, vers 10 en vers 11 spesifiek, is 'n wonderlike riglyn tot sukses. Vers 10 sê, want wie die lewe wil lief hê en die goeie dae wil sien, met ander woorde, jy wil die lewe geniet, jy wil die goeie dae beleef, dit moet met jou goed gaan, dan moet 'n tevredenheid wees. Wie dit wil doen, hier is die resep, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Dan vers 11, hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Ouens, ek en jy weet wat is reg en verkeerd. Ons weet dit. Deur God se Gees weet ons dit. Wyk af van die verkeerde, doen wat goed is. En hy moet vrede soek en dit najag. So, ons moet afwyk van wat verkeerd is, doen wat goed is, en vrede najag. So, let op na jou tong, let op na jou lippe, laat dit nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is, doen wat goed is, en soek vrede. Jaag vrede na. Nie so moeilike instruksie nie, maar 'n geweldige, wonderlike implikasie. Ons gaan nou by dit uitkom ook. God is lief vir vredemakers. God is lief vir vredemakers. Matteus 5 vers 9 bevestig dat hy sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die vredemakers. Ongelukkig kry jy mense wat al ewig met alles en almal in 'n oorlog gewikkel is. Hulle is al ewig met almal in 'n oorlog. Kwaad vir die wêreld skuld hulle, almal skuld hulle. As jy met hulle iets bespreek of met iets praat, is hulle onmiddellik op die agtervoet, of eintlik op die voorvoet, onmiddellik aanvallend. Jy kry mense wat al ewig net wil oorlog maak. Kind van God, dit behoort nie by jou en my so te wees nie. Voordat ek verder gaan, wil ek dit vir jou uitlig. Ons sing dit en ons weet dit en ons verstaan die Bybel wat ook daaroor praat, dat God is die pottebakker. Ek en jy is die klei. En die klei kan nie vir die pottebakker so en so sê nie. God is God. En wat ek hier probeer sê, hy is die pottebakker, hy is God, hy is in beheer. Hy kon vir jou en my net 'n instruksie gegee en gesê, my kind, dis hoe ek wil hê jy moet optree. Dit wat Petrus hier uitlig vir ons in al hierdie areas van ons lewe. So hy kon nooit gesê het, dis wat ek wil doen, punt, einde van die argument. En dan moes ons dit gedoen het. Ons is die klei. Maar die wondergod wie ek en jy aanbid, gee altyd 'n belofte. Daar's altyd 'n belofte. Hy hoef nie 'n belofte by te sit nie. Maar daar's altyd 'n belofte vir gehoorsaamheid. Wanneer ons gehoorsaam is aan die Here, dan is daar beloftes wat hy vir ons gee. Hier sê hy seën, sodat jy seën kan beerwe. Dis sommer klaar, alle wonderlike belofte. Maar nou gaan dit aan, en dit bring ons by vers 12. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Ons het sopas vir mekaar gesê, dis nie altyd maklik om die minste te wees nie. Dis nie altyd maklik om stil te bly nie. Maar hier sien ons die wonder van God se belofte, dat wanneer ons hom eerste stel, wanneer ons gehoorsaam is aan hom, dan kan ons die volgende verwag. In vers 10 en vers 12, 1 Petrus hoofstuk 3 vers 10 en vers 12, haal Petrus eintlik aan uit Psalm 34. Psalm 34 vers 13 tot vers 16, haal Petrus hier aan in sy brief, haal hy dit amper woord vir woord aan. En as jy Psalm 34 gaan lees, dan gaan jy dieselfde dinge kry. Maar die psalmdigter in Psalm 34 sê, en Petrus herhaal dit en bevestig, ons kan die volgende seëninge, die volgende belofte van God, kan ons toeëien, en die volgende seëninge kan ons verwag, wanneer ons nie terugskel nie, dit wat hy nou net gesê het wat ons moet doen. As ons gehoorsaam is aan dit, en die minste is, en in onsself gesterf het, en sê, Here, ons wil in elke situasie, wil ons U verheerlik, eerste,
dan kan ons die volgende verwag. Nommer 1. Diegene wat hierdie dinge doen, wanneer ons dit doen, sal die lewe bevredigend vind. Rustigheid, vrede, aangenaam, dis lekker om te lewe. Hoor partykeer sê mense, dis swaar om te lewe. En dan praat nie net van omstandighede nie. Maar vir die kind van die Here, ons sal die lewe bevredigend vind, wanneer ons gehoorsaam is aan die Here. Nommer 2, ons sal dae van goedheid beleef. Ons dae sal goed wees. Hoe verlang ons na goeie dae? Heerlike dae. Die Bybel sê, jou dae sal goed wees. En dan in vers 12 sê hy, die oë van die Here sal op hulle wees om hulle te seën. Is dit nie wonderlik nie? Oral waar ons beweeg, as ons God verheerlik en vereer en eerste stel, dan is sy oog op ons, sy oë is op ons, om ons te seën, om geleentheid te soek om ons te seën. En dan vierdens, God se ore hoor ons gebed. Sy ore is neigheid tot ons gebed. Wonderlik! So daar is, bewaar jou tong, bewaar jou lippe, moenie terugskel nie, moenie bedrog spreek nie, wyk af van wat verkeerd is, doen wat goed is, wees 'n vredemaker. Dis die opdrag. Wanneer ons dit doen, dan kan ons sê, ons sal die lewe bevredigend vind, ons sal goeie dae beleef. God se oë sal op ons wees om ons te seën, sy ore sal daar wees om ons gebed te verhoor. Wat 'n wonderlike belofte. En soos ek sê, God kon net die opdrag gegee het en gesê, doen dit want ek is God. Maar hy is so goed vir jou en my, hy gee vir ons beloftes by. Ouens, hier die ding, ons kan so maklik ons oog van God afhaal. Ons kan so maklik laat die eie ek oorneem. Jy gaan nie met my so praat nie. Of jy gaan nie my beledig nie. Of jy gaan nie, en dan kom hier die eie ek weer na vore. Dan haal ons oog van God af. Aan die ander kant gaan dit ook nie oor hoe oulik ek en jy is, oor hoe verskriklike baie verdrukking ons kan vat. Jy moet net weet, jy weet, ek gaan onder hierdie geweldige verdrukking. Help nie ons spog oor dit nie. Probeer nie kyk hoe oulik is ons of hoeveel ons kan vat nie. Dit gaan eerder hier oor wat Petrus sê. Let op, jou gesindheid moet wees. God moet verheerlik word. In wat ons sê, hoe ons optree, hoe ons onsself handhaaf, al daai fasette. Maar nou praat hy spesifiek waar mense teenoor jou lelik is, waar hulle jou skeldwoorde teenoor jou gebruik en lelik teenoor jou praat. Hy sê, kyk hoe jy jouself handhaaf. Stel 'n wonderlike voorbeeld. Dit wie jy is belangriker as wat jy sê. Wanneer ons hierdie dinge doen, sal God ons seën. Praat oor ons gesindheid. Hier die eerste brief van Petrus. Ons is so 'n paar hoofstukke 1, 2 en 3. Ons is nou maar by vers 12 van hoofstuk 3. En dit gaan heeltyd oor ons gesindheid, geestelike groei, dat ons moet opgroei, ons moet die voorbeeld van Jesus volg. En ons moet kyk, hoe danig is ons gesindheid, hoe danig is ons uitkyk op hierdie lewe. Hoe is ons houding, hoe is ons optrede, hoe is ons reaksie? En as jy nie jouself selfbeheersing toepas nie, is die verkeerde reaksie net so vinnig. Dan kom dat ek en jy eerder God verheerlik in ons optrede, dat mense sal sê, weet jy wat, ek was lelik met hom of haar, maar hy was nog nooit terug lelik met my nie. Kom ons dink daaroor. Dis die woord, dis hierdie paar verse, 1 Petrus 3, 8 tot vers 12. Mag dit jou hart verbly. Kom ons neem ag en ons wees daders van die woord. Dis die boodskap vir vanoggend, kom ons bid saam. Vader, hoe groot is U? U is die pottebakker en ons is die klein. Here, U kon net gesê het so, en dan moes ons dit so gedoen het. Maar by elke instruksie, by elke verwagting wat U van ons het, Here, is daar beloftes. En hier is beloftes dat U oë is op ons, om ons te seën. U ore hoor ons gebed. Ons sal goeie dae beleef, as ons net gehoorsaam is aan U. Here, en U weet, U is uitgeskel, Jesus op aarde. Hulle het U 'n vraat en 'n wynsuiper genoem, en U geskel en valse beskuldigings teen U gebring, en U het U mond nie oopgemaak nie. Aan die kruis het U gesê, Vader, vergeef hulle, U het gebid vir U vyande. Dis die voorbeeld wat U vir ons stel. Here, help ons deur die Gees, om die selfbeheersing toe te pas, om dit nie net elke keer te verloor, op die geringste sommer net ons nie meer te verloor, en terug te reageer. Seën hierdie woord volgende in ons harte is my gebed, in Jesus naam, en Heilige Gees, help ons om te groei geestelik, en om God altyd te verheerlik, in ons optrede en ons reaksie, en in ons manier hoe ons praat, manier hoe ons dink, manier hoe ons mense hanteer. Dis
my gebed in Jesus naam. Amen.